Goeiemôre, dit is donderdag die 25ste September. Vanoggend Lukas 16 vers 12. Hier gaan Jesus verder na die gelykenis van die onbetroubare of die oneerlike bestuurder. Vers 12 sê hy: As julle nie betroubaar was met 'n ander se goed nie, wie sal vir julle gee wat julle toekom? Ons kan baie keer vinnig sê, maar ek is betroubaar met ander mense se goed, ek pas dit op. Maar ons moet mooi rustig daaroor gaan dink en kyk of is dit regtig so. Kom ons regtig by dit uit wat ons dink ons doen en waarby ons uitkom. Ja, ons pas dalk iemand anders se gereedskap op as ek dit geleen het. Maar hoe pas ons die wêreld op wat God vir ons leen? Want aan wie behoort die aarde? Aan wie behoort die wêreld waarbinne ons leef? Mors ons maar baie? Mors ons met die aarde? Ja, dalk strooi ek nie rommel nie, maar ek kan dalk self nie vreeslik bydra tot 'n skone aarde nie. Eindig my plastiek ook in die see? Is ek ook dalk onverantwoordelik met hoe ek energie gebruik? As 'n klomp goed waarna ons moet kyk in ons lewe. Hoe gaan dit met die mense om my? Hoe behandel ek God se eiendom? Want elke mens is deur God gemaak, behoort aan hom. Mense is God se gesandte en getuies. Hoe behandel ek God se diere? Hoe behandel ek myself, wat ook aan God behoort? My gesin, wat aan God behoort. My vriende, wat aan God behoort. My vyande, wat ook aan God behoort. Dit is maklik om te sê dat ons ander mense se goed oppas. Maar wat maak ons met God se goed? Is ons betroubaar in dit wat God vir ons gee? Ons lewe, ons tyd, ons energie, ons posisie in die wêreld, ons vermoë om te kan werk en iewers te kan kom, ons lewens. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so baie gee. Dankie dat ons onverdiend uit U hand leef. Here, maak ons bewus van wat alles van U kom. Mag ons lewens 'n dankbare antwoord daarop wees. Mag ons betroubare getuies, gesandte vir U wees, verteenwoordigers. Ja, Here, ons is geskep na U beeld, en mag dit U beeld wees wat ons uitstraal en uitleef in die wêreld. Mag ons meer en meer word soos Christus. Here, vernuwe ons deur die Heilige Gees, waar maar steeds in ons die stryd is, tussen die ou mens, die eie ek, die leef vir myself, en dan die leef vir U en vir my naaste. Mag ons, deur ons manier van leef, U koninkryk sigbaar maak, en so iets van die wêreld rondom ons verlig, verander, vernuwe. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, ons bid vir hulle wat hartseer is, hulle wat bekommerd is, hulle wat pyn beleef en siek is. Bring genesing. Here, U is ons hoop. In Jesus Christus se naam. Amen.